Daar sê welkom vanaand. Dis woensdag aand, dis ons familiekuier. Ons is vanaand aan Chris en Roos se huis. Ons sê baie dankie vir hulle. Vanaand is 'n belangrike boodskap om net bietjie uit te vind hoe ons liggame reageer op die woorde wat ons spreek. Verlede Sondag se boodskap was vir my 'n baie radikale boodskap gewees. Ek is Vader dankbaar vir wat ons hoor en waarmee ons besig is. En ek wil net sê, ek besef het al hoe meer hierdie liggaam, hierdie tempel wat duur gekoop is, hoe wonderbaar dit is. Alles wat dit kan doen en hoe dit kan manifesteer alreeds as die Christus liggaam. Dis 'n voorreg mense om dit te weet en om deel te wees van dit. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na ons woorde. Die woorde wat ons spreek, hoe dit ons liggaam raak. So, kom ons begin. Kyk wat sê Psalm 45 vers 2. Psalm 45 vers 2 sê, my hart word bewoe deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. So, jou tong skryf. En die vraag is, waarop skryf jou tong? Want ons weet ons dood en lewe is in die mag van die tong. Kyk gou waar skryf jou tong. Kyk wat sê Spreuke 3. Spreuke 3 vers 3. Spreuke 3 vers 3. Kyk gou wat sê Spreuke 3 vers 3. Proverbs, ja. Kyk wat sê Spreuke 3 vers 3. Waarop skryf jy tong? Waarin skryf jy tong? Wat is die brief waarop jy tong skryf? Spreuke 3 vers 3 sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Met ander woorde, die woorde, ons tong is 'n vaardige skrywer, wat skryf op die tafel van ons harte. En ons kom nie eers agter die mense, en ons dra die vrug of die gevolge van dit, sonder ons dit besef. Jou woorde is die brug tussen jou gedagtes en jou bestemming. En dit wat jy herhaal, versterk dit. Wanneer jou woorde twyfel ego, gaan die realiteit dit self vorm as 'n beperking. Kyk wat sê Jakobus 3. Kyk gou wat sê Jakobus 3 oor dit. Ons woorde het krag, mense. Ons woorde het krag, want weet julle hoekom? Ons is uit hom gebore. En God wat gees is, het gesê, en toe hy sê, toe gebeur dit. En die skepping als het ore. Toe Jesus die storm stil maak, toe Jesus vir die storm sê, raak stil, toe reageer die storm. So alles om ons mense het ore. Het jy geweet, as mense in 'n huis gewoon het, en hulle het verskriklik rusie gehad, daar was baie oneenigheid in woorde, en hulle trek uit, en jy trek in daai huis in, jy en jou familie trek in daardie huis in, verseker ek jou, sal julle 'n atmosfeer tegemoet kom, van woorde, en julle sal besef en verstaan, wat gaan met julle aan, soos wat julle ook sal aangaan nie. Alles het ore. Dis hoekom hy kon sê, storm, raak stil. En alles wag vir ons. Alles wag vir die openbarmaking van die vryheid van ons, om ook 'n woord te spreek. En dit is so. So kyk gou wat sê Jakobus 3 vers 2. Want ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie. 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. Ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook, 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam, en steek die hele lewensloop aan die brand, en word uit die hel aangesteek. Die teenoorgestelde is ook waar. My tong is ook 'n instrument van geregtigheid, wat ook vrede en liefde en lewe in hierdie liggaam aan die brand steek. Die teenoorgestelde is ook waar. Kyk wat sê vers 7. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as see diere word getem en is getem deur die menslike natuur.
maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mens, wat dan die gelykenis van God gemaak is. Die teengestelde is ook waar. Met die tong loof en prys ons die Here, en met die tong spring ons lewe, en die tong spreek ons goedheid en krag en geregtigheid, so dis wederzijds. Maar kyk uit die krag van die tong. Nou baie belangrik, jou woorde demonstreer gesag. Het sy positief of negatief. 'n enkele woord met intensie is 'n wet, uitgevoer as gesag. Hoekom is dit so? Kyk gou wat sê Romeine 10. Sorry. Yes. Just get bietjie verder dus, hy sê, it is still a back, out of the same mouth comes praise and cursing, and it can't be that. Ja. Ja. Ja, dis groot nie. Ons tong het krag, ons woorde het krag, mense. Kyk wat sê Romeine 10. Hoekom is dit so? Romeine 10 vers 6 sê, want die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring nie, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Met ander jou tong spreek die woord, en dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond, met jou tong die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Wat beteken 'n redding? Sal jy gered word van gevaar, sal jy gered word uit situasies, sal jy gered word uit omstandighede. Dis wat dit beteken. Vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Met ander woorde, dit wat in jou hart is, die oortuiging van jou hart, sal enige ander tyd manifesteer deur jou tong, as die woorde wat ons spreek. So ons spreek nie maar net omdat ons spreek nie. Baie keer sal ons vir iemand iets sê, en as die ander persoon kwaad raak, dan sê nee, ekskuus, maar ek het 'n ou grappie gemaak. Jy jok, jy het nie 'n grappie gemaak nie. Ons woorde is nie 'n grappie maak nie. Ons woorde is gedagtes wat gevul word in aksie, met 'n klank wat by jou mond uitkom, as woorde, het sy goed of kwaad, mense. Jy kan wees wie jy wil. Jy kan wees wie jy wil. Jy kan wees wie jy wil. Is dit nie groot nie? Is dit nie kragtig nie? Want ons is die beeld en gelykenis van God. Hoe het God geskep? God het gesê. God het gesê. God het gesê. Jy spreek dit wat jy bewus is. Jou gedagtes is saad. En die vrug daarvan, jou woorde, wat ander hoor as saad, en in hul vrug word, as woorde, wat hulle weerspreek. Kyk wat sê Spreuke 18. Kyk wat sê Spreuke 18. Kyk wat sê Spreuke 18. Baie bekend. Spreuke 18. 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Maar kyk wat sê vers 20. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Wat beteken dit? Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Wat is hy maag? Verlede Sondag se boodskap, die geheue van jou liggaam, jou senuweestelsel en jou 35 triljoen selle. Met ander woorde, ons woorde voed die geheue van ons liggaam. Verlede Sondag se kragtige boodskap, verlede Sondag se boodskap. Ons woorde speel 'n groot rol in die verslag van 80% wat die geheue van jou liggaam, wat als opneem, wat als aantrek, vir jou gee as 'n gedagte. Dan wonder ons, hoekom sukkel ons met gedagtes? Ons eie woorde het dit gedefinieer. Ons eie woorde het dit gedefinieer, mense. Jou senuweestelsel, selle, liggaam as geheue, wat 80% namens jou dink, reageer, dit is mooi, reageer op die vibrasie van jou stemtoon. Die krag is nie die toon van jou stem nie. Die krag lê daarin, die bedoeling van jou stemtoon. Met ander woorde, dis nie wat ons vir mekaar sê nie. Dis die hoe, dis die krag, dis die motief daarachter. En dit voed die liggaam as geheue, selle en senuweestelsel ingesluit. Hoor julle wat ek sê vanaand? Hoe kragtig dit is.
Dis hoekom baie mense wat sukkel met identiteit, een van die maskers wat baie sulke mense dra, is 'n gees van ligsinnigheid, is 'n gees van lawwe praatjies waar agter hulle skuil. Dis 'n groot stelling. Dis 'n groot stelling wat ek maak. Jou woorde verklaar jou realiteit van bewuswees. Skep jy of breek jy af? Kyk wat sê Spreuke 25 vers 28. Spreuke 25 vers 28. Vers 28 sê 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. So is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. En as ek en jy ons gees nie kan inhou nie, raai waar vind jy dit uit? Raai waar word dit verklaar? Die tong verklaar dit. En die tong skryf as 'n vaardige skrywer op die tafel van jou eie hart. Dis groot mense. Ons besef hier die krag van dit nie. Ons besef hier die krag. Kyk wat sê Spreuke 27 vers 15. Kyk wat sê Spreuke 27 vers 15. 'n aanhoudende gedrup. Voor ek verder lees, gaan ek eers 'n bietjie humor insit vir myself. Hoor nou mooi. 'n aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eeners. Kom man, hè? Wie kan sekondeer? Maak ek seker die dak nie lek nie, ja. Kyk, ons is aan Chris se huis, so hy moet maar stil bly, Roos. Hy moet maar stil bly. Wat wil dit vir ons sê? Die krag van woorde het so inpak in ons liggame, ons besef dit nie. Kyk wat sê Efesiërs 5. Kyk wat sê Efesiërs 5 oor dit. Kyk wat sê Efesiërs 5 oor dit. Ek blaai so met een hand, want ek hou vas my foon met die ander hand. Efesiërs 5. Wat sê Paulus nou? Efesiërs 5 vers 1. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, so Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God, 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Met ander woorde, kom ons wees eerder dankbaar in situasies, en in plaas van dat ons negatief op dood spreek, spreek dankbaar, spreek dankbaarheid. Spreek dankbaarheid. Wat is hoedery? Hoedery is 'n intense begeerte vir lewe, maar wat nie uit God is nie. Met ander woorde, die wêreldstrukture kan maak dat ons sulke goed najaag as hierdie intense begeerte om te lewe. Ons dink dis ons lewe, ons dink dis wat ons definieer, en ons leef nie die definisie wat God van ons dink nie. Dis geestelike hoedery. Dis nie groot nie. Nou baie belangrik, woorde het 'n groot fisiese en emosionele impak op ons liggame. Positiewe woorde verlaag stres en laat ons goed voel, terwyl negatiewe woorde streshormone soos kortisol vrystel. Dit verhoog bloeddruk, verswak die immuunstelsel en kan in langtermyn gesondheidsprobleme veroorsaak. Daarom kyk wat sê Spreuke 15 vers 1. Ons dink, kom ek gaan so sê, ek en jy is nou in 'n woordestryd, en jy sê vir my, ek moet met jou ordentlik praat, want jy wil hê ek moet jou ordentlik praat, maar omdat ek nie met jou ordentlik praat, jy bring eintlik meer skade aan myself. Dis die skade. Want jy kan kies om dit te vat of om dit nie te vat nie. Jy kan kies om dit 'n emosie te gee of jy kan dit ignoreer, maar ek kan dit nie ignoreer nie. Ek gee dit reeds klaar 'n emosie. En omdat ek dit 'n emosie gee, plant ek dit in my eie hart en my eie geheue van my liggaam gaan my herinner daaraan as 'n verslag in die vorm van 'n gedagte. Is dit nie groot nie?
Dis hoekom, kan ek 'n radikale stelling gemaak. Dis hoekom as jy Sondag opstaan in die kerk en jy getuig wat verlede week gebeur het en hoe wonderlik dit was en hoe God vir jou deurgekom het. Ek kan vir jou 'n briefie gee. Die volgende week gaan die wêreldstelsel wat die geeste mense seker maak of dit waar was wat jy getuig het en die soortgelyke situasie gaan hom herhaal. Want hoekom is dit so? Niemand weet hoe lyk die seun van God nie. Toe Jesus in die woestyn versoek was vir 40 dae, het selfs die duiwel gevra, as u die seun van God is. Hoekom weet niemand wie is die seun van God nie? Alles is in afwagting van die seun. En net ek en jy kan hom openbaar as die seun, selfs in ons woorde. Daarom gaan ons nou Sondag na iets baie, baie radikaal kyk. Ek gaan Sondag die krane oopdraai. Jesus sê, my woord maak julle kragteloos deur julle tradisies, en ek gaan Sondag tradisies uithaal, wat die woord kragteloos maak. Dit gaan 'n shocker wees, maar ek gaan die krane oopdraai vir waarheid. Dis hoekom niemand weet hoe lyk die seun geopenbaar nie, en omstandighede en situasies kom op jou pad, net vir een rede, is jy nie dalk, miskien die seun van God nie, en die woorde, hoe ons met mekaar praat, is deel van die definiëring as seun van God, want dit dra krag, dit dra gesag, het sy dood of lewe, want die geregtigheid is in ons, en die geregtigheid spreek met jou tong. Is dit nie groot nie? Moet ek gesê, waar gaan ons heen? Spreuke 15. Dankie Fanny, ek gee het so, Besef ons die krag van dit, mense. Kom, hoeveel, toe jy klein was en jou pa of jou ma het iets van jou gesê of 'n onderwyser, jy is nou al 30 jaar oud en jy sukkel nou nog om dit te verwerk. Hoekom? Want daar's krag in dit. En hoe dit kragtig geword? Jy het hom die emosie gegee. Met ander woorde, as jy vir my iets sê, ek hoor baie keer sê hulle, as jy iets sê hulle nee, ek sny dit af. Jy kan dit afsny tot jy blou word. Jy kan alles afsny as jy wil. Dis nie die afsny wat die woord kragteloos maak nie. Dis die emosie wat jy hom gee, of die emosie wat jy hom nie gee nie, wat bepaal, is dit krag of is dit nie krag nie. Met ander woorde, dis beter om stil te bly in konflik, om te draai en weg te stap. Nie omdat jy 'n lafaard is nie, om jou eie hart te beskerm van enige vorm van emosie, want dis waarmee ons plant. Om jammer te sê, bring nie die dinge, bring niks terug. Om jammer te sê, om verskoning te vra, is 'n goeie ding. Is 'n goeie ding van nie, om aan jou kant te verklaar, jy het 'n fout gemaak. Maar hier is die probleem. Ek het dit Sondag aangehaal. Onthou vir Piet en Sunny. Jy kan vir iemand 1 miljoen keer om verskoning vra. As daai persoon nie daai emosie gaan verwerk in hom, sodat sy geheue van sy liggaam nie herinner aan daai 80% van wat gebeur het in die verlede nie, gaan daai persoon bly sit met dit, al is jy nie meer deel van die prentjie. Dis hoekom die woord sê, ons moet gou, maak dit maklik, wees gou om te vergeef, om nie toe te laat dat dit 'n emosie in jou word nie, want 30 jaar later, is dit nie meer Piet wat die oorsaak is nie, is jou eie geheue van jou eie liggaam, jou eie senuweestelsel, jou eie selle, wat eintlik 'n verklaring uitreik na jou as 'n gedagte. Ja, jou vark, ja dit, ja dat. Ja. En dis alles deel van hoe Christus in ons gestalte vind, as net suiwer, as net edel, as net liefde, as net vrede, as net lankmoedigheid, as net sagmoedigheid. Is dit die groot God ons eintlik gemaak het nie? Nou sê Spreuke 15 vers 4, is sagtheid van tong, is 'n lewensboom, maar valsheid daarin, is 'n verbreking in die gees. Dis soos 'n stad sonder 'n muur, jy dra geen beskerming. Mense, ek het met Chris dit gedeel maandag, onthou jy die 20%, hoe doen ek dit? Kom ons sê, daar kom iets in my gees op, as 'n verslag, dit en dit wat negatief is, of iemand het iets gesê, of iets kom met my op, dan gaan sit ek, dan skryf ek dit op papier neer, dan begin ek dit vir myself uitredeneer, en die slotsom is altyd, God is net liefde, ek begin myself sien soos God my sien, dit gaan als oor genade, dit gaan als oor sy goedentierenheid, ek werk dit vir myself uit as oortuiging, tot ek oortuig word, en dan stuur ek hy verslag, en ek herskep die geheue, as 'n gedagte, wat die verslag gegee het aan my. Ek doen alles so, want ek het vir Christel gesê,
ons eer profete. Hoekom gaan jy na 'n profeet toe? Jy gaan na 'n profeet toe om te gaan hoor dit wat jy graag wil hoor. Maar wie is jou beste profeet? Jyself. So hoekom werk jy nie jou eie heil uit? Hoekom geniet jy nie die geloofsoortuiging deur dit vir jouself uit te werk in jou handel en wandel, deur met jouself te redeneer as oortuiging met die slotsom alles is baie goed, hoe lief God jou het, jy het vrede in jou hart, en dan aktiveer ek daardie 20% verslag, en so word die geheue van my liggaam, my senuweestelsel en selle, herskryf as alles baie goed, en Christus begin al hoe meer in my gestalte vind, vorm vind. Halleluja! En dis hoe ek my hart bewaak en bewaar, want uit my eie hart is die oorspronge en die issues van my lewe. So jy gee vanaand vir jou 'n sleuteltjie. Sê sagtheid van tong. Wat doen jou woorde nog? Jou immuunstelsel, langdurige negatiewe praatjies of gedagtes put die liggaam uit en maak jou vinniger siek. Hoor wat ek vanaand sê. Hoekom is ek 'n blymoedige vrede altyd? Ek is my beste profeet. Die 3de brief van Johannes vers 2 sê mos, mag dit met julle goed gaan in alles, mag jy gesond wees, soos dit met jou siel gaan. Ek sluit af. Jou woorde, wat by jou mond uitkom, adverteer die toestand van jou siel. Met ander woorde, baie keer is mense so opstandig en kriebelrig en kwaai en bevoeterd, en ek kan nou nie al sê wat ek wil sê nie, maar eintlik is dit soos ligsinnigheid, maar net 'n masker wat jy dra, omdat jy nie weet wie jy eintlik is in Christus nie. Want ons woorde adverteer die toestand van ons siel. So as jy in besigheid is, en wie ook al, vat jou aan, luister na die persoon soos wat Christus luister, met die gevolgtrekking. Die persoon sukkel dalk met identiteit, en dis sy masker wat hy dra, want eintlik adverteer hy die toestand van sy siel. En wie is ons dan in Christus vir so 'n persoon? Want 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dit is hoekom mense, is ons besig met waarheid, of maak ons die woord kragteloos as gevolg van die tradisie van 'n mens. Dit beteken, as ons glo dood, as ons preek dood, van 'n kansel af, elke lidmaat, elke mens, selfs jy wat dit verklaar en preek as dood, word geskryf op die tafel van jou eie hart, en jou liggaam sal dit aanvaar as gemanifesteer, en die geheue van jou liggaam, jou senuweestelsel, jou selle, sal elke keer 'n verslag aan jou stuur met 'n gedagte van dood. Kyk hoe kragtig is dit. Dis hoekom hierdie bediening so bevoorreg is. Al wat jy hoor is lewe. Jy dink jy hoor Sondag lewe. Jou liggaam het dit ook gehoor. Jou organe het dit ook gehoor. Die teenoorgestelde is ook waar. Daarom sê Romeine 8 vers 6, die wat vleeslik is, bedink vleeslik, bedink die dood. Wat maak dat jy die dood bedink? Jou geheue van jou liggaam, jou senuwees en jou selle, stuur 'n verslag van 80% van dood in jou gedagtes. En as jy jou kom kry, spreek jy dit. Hoor jy hoe kragtig is dit? Hoor ons hoe kragtig is dit, mense? Ek hoop ons het ietsie ontvang vanaand, van die krag van ons woorde. Halleluja, dankie Vader. Dankie Vader, dat elkeen wat luister na hierdie audio, in hulle gees, in hulle siel, daar 'n manifestasie sal plaasvind as Christus geopenbaar. Ek verklaar lewe, enige krankheid, enige siekte, enige gees, van wat ook al, wat na my stem toon met bedoeling agter dit as Christus wat spreek, luister, sal 'n genesing ervaar, sal 'n vryheid ervaar, sal 'n vrede ervaar. Ek verklaar, blydskap begin borrel, die fontein in jou as Christus geopenbaar sal begin borrel, vreugde, vrede, goedheid, guns
is jou erfdeel. Ek release dit, ek verklaar dit, so is dit 'n Christus opdrag in die kragtige naam van Christus Jesus. Halleluja, die openbaarmaking van wie ons is as sigbaar in vlees. Amen.